Môre, dis Woensdag 6 Augustus en ek wil vandag iets met jou deel wat my hele manier van Bybel lees verander het. Dis eenvoudig, maar is ook diep. Dis die soort ding wat as jy dit eenmaal verstaan, jy nooit weer jou Bybel dieselfde gaan lees nie. Jy sien, die Bybel is nie net 'n boek met stories of net 'n boek vir troos nie. Dis 'n skatkis, 'n geestelike goudmyn. En net soos met goud gaan jy nie alles op die oppervlak kry nie. Jy moet grawe. En wanneer jy grawe, ontdek jy iets ongelooflik. Elke gedeelte in die Bybel het ten minstens 3 vlakke van betekenis. Kom ons begin by die eerste vlak. Wat het God vir daardie mense gesê? Dis die oorspronklike boodskap. Wie het dit geskryf? Wanneer en hoekom? Jy begin sien wat God vir die mense van daardie tyd probeer sê het. Dis waar agtergrondstudie begin. Die oorspronklike Hebreëus en Grieks en geskiedenis vir jou die teks oopbreek. Byvoorbeeld, is dit Yahweh of Adonai? Yahweh is God se verbondsnaam. Dit wys op sy ewige teenwoordigheid, sy heiligheid en sy getrouheid aan sy beloftes. Adonai beteken Here of Meester. Dit wys op sy heerskappy en gesag. Net daardie verskil vertel jou iets van God se karakter. Of neem die Griekse woord vir liefde, agape, beteken onvoorwaardelike goddelike liefde. Die soort liefde wat opoffer. Eros is romantiese liefde. En filio is broederlike vriendskap. As jy weet watter een gebruik is, verstaan jy hoe God se liefde bedoel in daardie konteks. Dis die tipe detail wat jou begrip van 'n teks oopbreek. In 1 Korintiërs 3 vers 13 staan daar geskrywe: Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Nou kom ons kyk na die tweede vlak. Wat sê God vir jou vandag? Dis wanneer jy agterkom die Bybel praat met jou. Jy lees iets en dit tref jou reg in jou situasie. Jy besef, God is besig met my. Hy vorm my karakter. Hy wys my om in hierdie tyd te lewe. Hier leer jy hoe om te bid, hoe om te volhard, hoe om rein en gehoorsaam te leef. In 1 Petrus 2 vers 2 sê dit, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. En dan die derde vlak, die profetiese vlak, die geestelike vlak. Wat wys hierdie vir ons van Jesus? Dis werklik waar die diepste vlak. Dis waar die Gees vir jou begin wys dat elke deel van die Bybel eintlik na Jesus toe wys. Stories en gebeure word profetiese prente. Karakters wat voorbeelde van Christus, van wie hy is en wat hy sou doen. Neem Abraham se 2 vroue, Hagar en Sara. Dit was nie net huisdrama nie. Dis 'n prent van 2 verbonde. Hagar stel die ou verbond voor, die wet, slawerny. Sara stel die nuwe verbond voor, genade en vryheid. Ismael is eerstegebore, maar hy was nie die erfgenaam nie. Die wet het eerste gekom, maar die erfenis kom deur Christus. In Galasiërs 4 vers 24 tot 26 lees ons: Dit is sinnebeelde, want die vroue staan vir 2 verbonde. Een van die berg Sinaï afkomstig, wat vir die slawerny kinders baar, dis Hagar. Want Hagar staan vir die berg Sinaï in Arabië. En kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem, en is met haar kinders saam in slawerny. Maar Jerusalem daarbo is vry, en dit is die moeder van ons almal, Sara. Of dink aan Josef, hy was sy pa se geliefde seun met 'n spesiale kleed. Sy broers was jaloers en het hom in 'n put gegooi. Juda het voorgestel hulle moet hom verkoop vir 20 silwerstukke. Hy is as slaaf geneem, vals beskuldig en in die tronk gegooi. En toe, na sy vernedering, word hy verhoog as leier in Egipte. Nou kyk na Jesus. Hy is die geliefde seun van die Vader. Verraai deur Judas, die Griekse vorm van Juda. Verkoop vir 30 silwerstukke. Vals beskuldig, verneder, gekruisig. En toe verhoog as koning van alle konings.
Nie net verhoog in die hemel nie, maar openbaar is die ware erfgenaam van alles. Soos Openbaring 19 vers 6 vir ons sê, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Dis nie toevallig nie, dis 'n goddelike patroon. Josef is die vooraf profesie en Jesus is die vervulling. En Abraham se reis, elke plek waar hy gegaan het 'n naam met betekenis. Bethel beteken huis van God. Hebron beteken gemeenskap. Dis geestelike rigtingwysers op die geloofspad. Nou Jakob het 4 putte gegrawe: Esek, Sitna, Rehoboth en Seba. En dit beteken stryd, vyandskap, ruimte en uiteindelik seën en rus. Dis presies hoe God ons ook vorm, deur stappe van groei. Dan in Hebreërs 5 vers 14 lees ons: maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U woord nie vlak is nie. Jesus, dankie dat ek elke teks van U getuig. Heilige Gees, help my om goud te soek en nie net hooi nie. Leer my om te groei, om die diepte te ontdek en om 'n lewe van waarheid te leef. In Jesus naam. Amen. So die 3 waarhede vir vandag is: ek is geskep om geestelik te groei. My Bybel is vol profetiese patrone en simboliek. Jesus is die middelpunt van elke vers en verhaal. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Leef vandag so dat iemand Jesus in jou kan raak sien. Mag jy 'n geseënde Woensdag hê.